Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitsending. Hoop julle is lekker gemaklik en tuis daar waar julle is. Kan julle glo dis vandag 100 dae van lockdown en julle het dit oorleef en gehou tot hierso. Ons bid dat die Here julle sal bewaar en beskerm en dat julle ook sy seën in die volgende fase van lockdown sal ervaar en beleef. Ons weet dat die getalle besig is om erg toe te neem en dit is maar 'n uitdagende tyd. Dit vang maar baie van ons. Maar ons wil julle die versekering gee van ons gereelde gebede vir julle. Ons wil julle sê baie sterkte. Well done. Julle het goed gedoen tot hier. Die Here het julle gedra tot hier. Daar is 'n paar pragtige stories van ons lidmate wat siek was en wat gesond geraak het. Ons dink aan Martmarie en ons is baie dankbaar dat sy omtrent dit om 100% reg is. Op die dorp was dit Chris Adamai en Armand Horn wat ons van weet David Malan is ook nou siek. Maar dit gaan goed met hulle en hulle het hierdie siekte redelik goed hanteer en ek hoop dit is vir julle bemoedigend en dat julle nie met vrees en angs en bewering sal leef nie en dat julle sal vashou aan die Here. Dan is ons opgewonde oor die skole wat stelselmatig besig is om oop te gaan en al meer en meer van ons leerders en ons kinders te kan akkommodeer. Ons weet by die laerskool begin die graad 6 hierdie week en ons hoop dat dit vir julle 'n wonderlike tyd gaan wees. By die hoërskool weet ek die graad 10's begin die week, ons weet die graad 11's en 12's is al terug. En dan het elke skool mos die uitdagings van sy eie en ons bid regtig dat julle die seën van die Here sal ervaar, die Here julle sal dra. Dan was dit wonderlik om vir derde Sondag 34 mense in die erediens te hê. 'n heerlike geleentheid gewees. En ons is opgewonde om dit te kan doen. Ons jaag natuurlik definitief getalle aan die veiligheid is vir ons prioriteit, dis maar net nog 'n geleentheid wat ons skep. En ons vertrou dat daar waar jy is en waar jy na hierdie video kyk, jy ook baie geseën sal word en ook sal groei en dit vir julle besonderse ervaring sal wees. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Matteus 7. Julle kan solank dit opsoek, is op bladsy 12 in die Nuwe Testament. Verder is daar nie veel nuus nie, behalwe dat ons vir julle wil sê baie sterkte en baie seën vir die tyd wat voor lê. Kom ons lei die oë dan, bid ons saam. Here, baie dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat ons nou vir 'n paar oomblikke kan stil raak rondom U woord. Here, waar ons ook al is, vra ons dat U deur die Gees ons sal inspireer en dat U woord vir ons sal oopbreek en dat U lewe sal spreek. Dat U ook ons sal vorm deur die woord en dat U vir ons ook sal leer hoe om ons lewens voluit te leef en sinvol te leef. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons teksgedeelte kom uit Matteus 7 soos ek reeds gesê het en ek gaan dit vir julle lees. Dit is 'n bekende gedeelte met die titel Moenie oordeel nie. Moenie oordeel nie sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oordeel, sal daar oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle ander meet, sal julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter vir jou uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huichelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy die splinter in jou broer se oog kan sien. En dan spring ek na vers 12 wat sê, alles wat julle wil hê dat mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en in die profete. Nou ja, ons is besig met die bergrede en die ding van die bergrede is dat dit Jesus se eerste boodskap is. Dit is sy eerste bekendstelling van homself aan die gemeenskap, aan die wêreld en in hierdie gedeelte probeer hy baie hard om vir mense te sê waarvoor hy staan. En ons moet die teksgedeelte wat ons vanoggend lees in hierdie lig sien. Matteus 7 vorm deel van Jesus se bergrede. En in die bergrede is dit belangrik dat ons sal besef dat hy homself as te ware teenoor die kerk van die tyd kom stel. En dis nie dat hy krities is teenoor die kerk of negatief is teenoor die kerk nie. Ek dink net deur die jare het daar in die kerk allerlei dinge ingeslyp en die fokus geskuif en Jesus kom sê, maar hierdie is eintlik die ware fokus, hier is waaroor dit eintlik gaan. En wanneer ons Matteus 7 lees, wat gaan oor die hele oproep om nie te oordeel nie, is dit eintlik al vir 'n reaksie teenoor 'n kerk wat begin oordeel en veroordeel het en sy mense
so ingesteld geraak het en God so ervaar het as hierdie God wat straf en oordeel en so die leiers in die kerk ook by name die Fariseërs en die Sadduseërs mense geword wat ander maklik oordeel. Nou weet mense gryp hierdie eienskap van die kerk nie sommer die lig uit. Dit is iets wat werklik gebeur het en ons wat nou die voorreg het om die Jesus storie te ken en vooruit te kan kyk, sal onthou dat wanneer Jesus mense genees het, die Fariseërs so ontsteld was oor die feit dat dit op 'n Sabbatdag was, dat hulle nie die krag van die genesing raak gesien het, nie die wonderwerk kon ervaar en beleef het nie. Elke keer as Jesus genees, dan is hulle kwaad oor die feit dat die man sy bed optel en loop op 'n Sabbatdag, kwaad dat die genesing op 'n Sabbatdag plaasvind. Wanneer Jesus in die veld stap en hulle honger word en hulle van die are pluk en dit eet, dan is die Fariseërs kwaad en hulle veroordeel en hulle kritiseer Jesus. Wanneer hulle by die tollenaars en sondaars eet, dan word hulle weer eens gekritiseer. So die kerk van die tyd was 'n kritiese kerk, 'n kerk wat lief was om te kritiseer, foute te soek, te veroordeel. En dit is teen hierdie kerk wat hulle identiteit begin kry het en hulle mag begin kry het in hulle reg wat hulle self toegeëien het om te verander te kan sê wat reg en verkeerd is, wat Jesus as te ware kom standpunt inneem teen. En dan sê as ons na ons teksgedeelte kyk, sê hy nee, wie wat jou fokus moet nie wees op ander se foute nie. Jy moet nie met 'n kritiese oog ander probeer kritiseer nie en jy moet ook nie so maklik ander probeer hulle antwoorde gee van hoe hulle moet leef nie. Pas op daarvoor. Daar's baie foute by jou. Jy is nie so foutloos soos wat jy dink nie. Daar's 'n balk in jou oog. Daar's blinde kolle. En die ding wat Jesus hier kom sê is moenie so geneig wees om ander te probeer fix nie. Moenie ander probeer regmaak nie. Moenie vir ander die hele tyd hulle foute wys en vir ander sê maar al wat jy moet doen is dit en al wat jy moet doen is dat nie. Wat jy moet doen is kyk na jouself. Doen 'n bietjie selfondersoek. Kyk 'n bietjie na wat die goeders is waarmee jy worstel. Werk daaraan, fokus daarop. Want as jy op die goeders fokus wat jy mee sukkel en jy fokus op die goeders waarmee jy worstel en jy is eerlik daaroor en mense sien hoe hard jy daarmee werk en hoe jy ook maar foute maak en hoe jy ook maar val en opstaan, dan bring dit 'n stuk integriteit, dan bring dit 'n stuk eerlikheid, dan bring dit 'n stuk broosheid. En dis wat mense aantrek, dis wat mense inspireer. As hulle sien watter veranderinge in jou lewe plaasvind, dan is dit die veranderinge in jou lewe wat hulle gaan inspireer en hoe hulle gaan nader trek en hulle gaan motiveer om ook aan hulle lewens te werk. Die kerk van die Fariseërs en die skrifgeleerdes het hulle gesag en hulle autoriteit in die wet gekry wat hulle die reg gegee het om sê sies man, jy is sondig. Weet verander jou en luister as jy wil gered word, dis hoe jy moet leef. Die beweging wat Jesus begin, die kerk wat hy hier besig is om te stig en wat hy op die been bring is 'n kerk wat nie verander sê hoe hulle moet leef nie, maar na hulle self kyk en hulle self begin verander en hulle self inspireer. As mens mooi daaroor dink, logies daaroor dink, dan kan ons baie hard in die wêreld werk en die kans dat ons die wêreld gaan verander is daar. Jy weet, ons kan mense inspireer, maar dis harde werk en harde werk, ons min beheer daaroor. Ons kan nie mense regtig dwing en forceer om anders te leef nie. Die plek waar ons invloed het is in onsself. Ons kan onsself verander. Ons kan op ons eie foute fokus en ons kan werk aan ons eie manier van leef en ons eie manier van dink. Ons kan werk aan hierdie persepsies en ons kan ons self ondersoek doen. Jy kan baie hard probeer om ander se opinies en menings te verander, maar dit is baie moeilik. Maar daar lê groot sukses daarin as jy aan jouself begin werk en die interessante ding is dan is daar die spin-off van dit is dat jy self heilig gaan word. Die probleem wanneer 'n ou krities is en die probleem is wanneer jy altyd antwoorde en maklike antwoorde het is dat mense kan dink dat jy skynheilig is en Jesus sê ook in hierdie gedeelte heiligelaars. Dis asof hy sê maar sien julle nie dat julle ook maar mense is en dat julle sondaars is nie en as ons heeltyd ander se foute sien en vir ander sê hoe dat hulle foute moet regmaak, kan dit maklik by ons op by mense die beeld skep dat ons kan heilig is want hulle weet ons is sondige mense. Hulle weet ons is nie perfek nie. Hulle weet ons sukkel ook maar met dieselfde tipe goeders waarmee ons so streng is en so hard is op ander mense.
So wat Jesus sê is oppas daarvoor, want skynheiligheid dryf mense weg. En dit is wat die Fariseërs en Sadduseërs reg gekry het. Hulle het mense geantagoniseer, hulle het mense weggedryf. Dit was nie 'n kerk wat mense nader getrek het nie. En in 'n sekere sin wanneer Jesus met hierdie gedeelte oor moenie oordeel met ons kom praat, dan kom sê ek maar wie wil nou deel word van 'n kerk of 'n gemeenskap wat so perfek en foutloos is, wat al die antwoorde ken, nooit foute maak en nooit worstel nie, so vinnig is om ons te kritiseer. Nee, ek wil nie deel wees van so 'n kerk en as ons eerlik is, weet baie keer dan het ons nie die vrymoedigheid om na 'n kerk toe te gaan waar mense al ons foute vir ons uitwys en ons veroordeel en vir ons sê, "Sis man, kyk hoe lyk jy, kyk wat doen jy." 'n Kerk wat eerlik is, wat broos is, wat worstelend is, wat soek na antwoorde, wat nie perfek is nie, wat foute maak, wat ruimte gee vir jou om te kan verander, is 'n kerk wat groei, is 'n kerk wat mense aantrek en dit is die nuwe beweging wat Jesus hier begin. Hy begin 'n beweging wat nie oordeel en veroordeel nie, maar 'n genadige beweging. 'n Beweging met 'n hart. Hy kom sê as ware have a heart man, moenie die ouens so kritiseer nie, wees 'n bietjie genadig, geef hulle 'n bietjie ruimte om te kan verander. Nou wanneer ek sê gee 'n bietjie ruimte, dan beteken dit nie dat Jesus nou begin met 'n kerk wat wetteloos is en 'n teologie volg wat sê anything goes nie. Nee, daar is definitiewe reëls en beginsels, maar jy pas dit op jouself toe. Jy pas dit op ander toe nie. En wanneer dit dan nou gaan oor hierdie nuwe beweging, dan is die krag daarvan dat Jesus wil hê dat ons die wêreld moet verander, maar nie deur op die wêreld te fokus nie. Ons moet die wêreld verander deur op ons te fokus. Ek dink gou vir 'n oomblik daaraan, as jy sukkel met een of ander geloofsprobleem of 'n gedragsprobleem of wat ook al, en jy werk daaraan en jy kry dit reg om dit te bemeester en jy raak miskien 'n bietjie meer genadig, jy raak 'n bietjie meer vrygewig, jy raak 'n bietjie meer vergewensgesind, jy raak 'n bietjie meer toegewy, bietjie meer gefokus, sal dit nie uiteindelik 'n groot effek op die wêreld hê nie. So wat Jesus hier sê is, moenie fokus om op die wêreld te verander nie, moenie vir hulle sê wat hulle moet doen nie, kyk jy wat jy moet doen en doen dit dan. En so gaan jy die wêreld verander. En hierin lê vir my 'n groot stuk waarheid en hierin eintlik 'n ongelooflike ontdekking vir my gewees is om te sê, moenie so hard probeer om die wêreld te verander nie. Verander eerder jouself en in die proses gaan jy 'n impak op die wêreld hê en gaan jy die wêreld verander en gaan daar 'n effek op die wêreld wees. So waarop dit hier gaan is 'n beweging, gesindheid wat sê moenie so ingestel is om ander te fix nie. Fix eerder jouself, fokus op jouself. Wat Jesus hier begin is nie 'n beginsellose anything goes teologie of beweging nie. Wat Jesus hier begin is 'n beweging wat sê dit is 'n practice voor jy preach beweging hierdie. In die Message vertaling vertaal Eugene Peterson daai vers 12 as volg. Hy sê here is a simple rule of thumb guide for behavior. Ask yourself what you want people to do for you, then grab the initiative and do it for them. Dit gaan oor hierdie ingesteldheid van om jouself in daai ou se skoene te plaas en sê luister, as ek in daai ou se skoene is, wat sou ek wou gehad dat mense teenoor my moes sê, teenoor my moes optree? Sou ek wou hulle met 'n bietjie meer genadig wees, 'n bietjie meer begrip hê, my in liefde en deernis aanvaar en nie so hard wees op my nie. As dit is hoe jy voel hulle teenoor jou moes wees as jy in daai posisie is, wees jy dan so. Wees jy die ou wat genadig is en barmhartig is. As jy voel iemand moes vir jou gewaarsku het, waarsku dan daai ou. En dan dit gaan nie oor kritiek nie. Dit gaan oor hoe sou jy dink mense in daai situasie moes optree as jy aan die ontvangkant was van die gebeure. En dan neem die inisiatief, gebruik die geleentheid. Wees jy die een wat genadig is, wees jy die een wat die geleentheid aangryp en 'n verskil maak. So Matteus 7 gaan hier oor 'n nuwe beweging, 'n nuwe manier van leef, wat nie krities genadeloos fokus op wat reg en verkeerd is nie, wat nie ander die hele tyd probeer verander nie, maar eerder vra, hoe kan ek verander? Wat is daar in my lewe waaraan ek moet werk? En dan daarop te fokus en daai veranderings in jou lewe aan te bring en toe te pas. Dit sê nie wat jy heeltyd verander of wat dit sê, dis nie 'n bediening wat sê heeltyd jy moet dit doen en sies kyk wat jy daar gedoen het en sies kyk wat jy daar gedoen het nie. Dis 'n eerder 'n beweging wat Jesus begin wat sê, maar hoe kan ek help? Wat kan ek doen?
En dan vra dit vir ons om nie te sit en wag nie, maar op te staan en te doen. Hierdie is natuurlik nie ligte vrugte nie, dis nie maklik nie. Ons is so geneig om foute raak te sien, so geneig om ander te kritiseer, en miskien veralgemeen ek nou 'n bietjie, maar ek kom agter dis iets in my lewe. Ek is baie keer geneig om ander se foute raak te sien en vir hulle te wil help. Maar ek dink as die Here vir jou 'n sagte hart gee, 'n genadige hart, 'n kant waar jy die wonderwerke kan raak sien en dit kan vier, en nie net die reëls raak sien en die oomblik mis nie. Dat jy 'n bietjie op jou lip kan byt en ruimte gee sodat mense kan verander. Partykeer is dit weet, as iemand 'n fout gemaak het, is dit nie nodig dat jy daai persoon se neus in sy foute vryf nie. Dis vir hom baie sleg. Partykeer is dit sodat as jy nie sy neus in sy foute vryf nie, hy juis 'n stukkie liefde en genade ervaar, en dit maak dat hy aangetrokke voel tot jou, aangetrokke voel tot die Here. So dit gaan hier oor die verskil tussen heiligheid en skynheiligheid. Heiligheid begin by ons. Heiligheid gaan daaroor dat jy in jouself werk. Heiligheid gaan daaroor dat jy die blinde kolle in jou lewe raak sien, en dat jy die Here vra om jou te help om aan daai blinde kolle te werk. Skynheiligheid is wanneer jy dink jy het al die antwoorde. En skynheiligheid is wanneer jy vir almal sê wat hulle moet doen. En eintlik daar weet die hele gedagte mis dat dit in die Christelike geloof, wanneer dit kom by Jesus Christus, gaan oor jou, en dat jy aan jouself moet werk en jou eie heiligmaking. En natuurlik het die Here 'n groot rol hierin te speel. En kan jy nie heilig word as die Here jou nie heilig maak nie. Maar dis 'n proses en dit is nie altyd maklik. Baie sterkte vir jou week, en mag jy ervaar hoe dat die Here jou as weet jou heilig maak en mense ook na jou toe aantrek, soos wat jy fokus daarop om aan jouself te werk. Baie seën, mag jy wonderlike week hê, bly veilig, bly gesond, en ons gesels volgende week weer. Here, baie dankie vir hierdie paar oomblikke wat ons saam kon gesels. Dankie Here dat U self aan ons kom bekendstel in die bergrede, dat U vir ons kom sê wie U is, waarin U glo, wat die beweging is, wat U hier gestig het en begin het. En Here, wil U ook vir ons help om op onsself te fokus, ons blinde kolle raak te sien, en dat dit ons nie sal onderkry nie, maar dat ons eerlik daarmee sal worstel, eerlik daarmee sal werk, en ons eerlikheid, ons openheid, die feit dat ons nie ons foute wegsteek nie, die feit dat ons daaraan werk, mag dit ander inspireer, en mag ons, wanneer ons ook dit regkry om in ons eie lewe meer heilig te leef, dit 'n groot impak op die wêreld te hê. Ek vra dat U ons sal seën in hierdie week, hou ons tog gesond, hou U hand op bewaring oor ons. Ek bid vir ons skole, dat dit goed sal gaan daar met die graad 6 wat begin, die graad 10 wat begin. Ons bid Here dat U met ons kinders sal wees, ook met ons ou mense, ons vriende en familie. Seën ons bid dit in Jesus naam. Amen.